Goeiemôre. Jy luister vanoggend na die 47ste oordeenking in die reeks Die Goeie Lewe. Ons tema vanoggend is: U staan vir interpretasie. Ons praat oor die oomblik oor 'n effektiewe model vir konflikhantering, of beter nog, konflikvermyding. Ons praat oor die WISER model, wat 'n akroniem is vir Watch, Interpret, Select, Engage, Reflect. Dit is ewe gevaarlik om van 'n molshoop 'n berg te maak, as om van 'n berg 'n molshoop te maak. Stem jy saam? Dit is ewe gevaarlik om van 'n molshoop 'n berg te maak, as om van 'n berg 'n molshoop te maak. Omdat ons nie gaan stil staan en waarneem en 'n situasie interpreteer nie, maak ons soms van 'n klein probleempie 'n hengse storie. Ons almal het al die stories gehoor van mense wat skei oor 'n geskil oor tandepasta. Mense skiet mekaar by verkeersligte oor die een persoon van baan verwissel het sonder 'n flikkerlig. 'n Toeter word geblaas, 'n hand gebaar, 'n vuis word gelig en die volgende oomblik lê iemand dood by die kruising. Ek meen, om van bane te verwissel sonder 'n flikkerlig is gevaarlik, maar ek dink almal sal saamstem dat dit nie 'n moord regverdig nie. 'n Kind wat afskryf by 'n maatjie is nie noodwendig 'n toekomstige krimineel nie. Dit mag wees dat daardie kind onder geweldige druk verkeer omdat hulle met hulle boetie of sussie vergelyk word. Ek noem nou sommer 'n voorbeeld. Aksie is nodig, maar nie oorreaksie nie, en aan die ander kant ook nie 'n gebrek aan aksie nie. Ook dit is gevaarlik. So soms maak ons van 'n molshoopie 'n berg, maar soms maak ons van 'n berg 'n molshoopie. Mense sê, nee man, die nuwe wetgewing oor die onteiening sonder vergoeding is net 'n klein aanpassing in die wetgewing. Regtig? Hoekom dan die wet verander as dit niks en geen verskil gaan maak nie? Iemand mag sê, hierdie klein knoppie in die bors is niks nie. Maar wesenlik is dit die eerste tekens van 'n lewensbedreigende gevaar. 'n Klein kraakie in 'n damwal kan nie ignoreer word nie. Om te gaan stil staan, soos ons gister oor gepraat het, en waar te neem, bring ons uit by interpretasie. Dit verwys na ons vermoë om gebeure na waarde te beoordeel. 'n Toepaslike oordeel oor 'n situasie. Ons bekyk dit, of dit 'n situasie is, 'n gebeure of 'n emosie, vanuit verskillende perspektiewe. Ons kry meer inligting. Ons het 'n 360 grade visie daarop en maak seker dat ons niks mis nie. Meer as 20 jaar gelede, voordat ek hier na die gemeente toe beroep is, het ek by maatskappye en gemeentes kursusse aangebied oor die Myers-Briggs Type Indicator. Dis 'n persoonlikheidstoets wat ons help om mekaar beter te verstaan en in die besonder hoe ons verskil wat 4 voorkeure betref. Is ek 'n ekstrovert of 'n introvert? Is ek meer sensories ingestel om waar te neem of meer intuïtief? Wanneer ek besluite neem, is ek meer denkmatig en ek wil afstand verkry of meer gevoelsmatig en ek neem mense se emosies in ag? Is ek 'n meer beslissende mens wat die eksterne organisering van my lewe betref? Of is ek buigsaam en minder georganiseerd, selfs 'n bietjie ongeorganiseerd? En dan vind jy mos nou diegene wat die Myers-Briggs ken, die 16 persoonlikheidstipes. Maar ergens in een van hierdie kursusse staan 'n oom op met kakie klere en so 'n rowwe baard. Dominietjie, met alle respek, ek dink hierdie teorie van jou is nonsens. Daar is nie so iets wat vir 'n mens kan sê hoe jy 'n ander mens moet verstaan of moet beoordeel nie. Toe antwoord ek hom, goed oom, ek aanvaar dit, maar vertel my dan volgens watter model of teorie verklaar oom die verskil tussen mense en volgens watter model en teorie beoordeel oom ander mense? Hy het so 'n rukkie gestaan en toe, voordat hy my antwoord kon gee, het hy so sug gegee en weer gaan sit. Hy het daai oomblik presies verstaan wat is die punt wat ek wou maak.
Natuurlik is geen teorie perfek nie. Die MBTI is nie perfek nie. Dis maar 'n lens waardeur ons na mekaar kan kyk. Maar dis nie asof 'n mens werk met die uitgangspunt, dis die MBTI of niks nie. Ons het almal ons teorieë en modelle vir interpretasie. Ons almal gebruik kriteria om 'n ander te beoordeel. Ons probeer sin maak uit ander se gedrag en die situasie waarin ons is. 'n Dokter, wanneer jy instap en hy kyk na jou, het hy klare teorie gebruik. Ja, hy moet dit nog toets en daar's nog 'n paar goed wat hy moet doen, maar 'n dokter, 'n goeie dokter, klaar 'n redelike mate van, kom ons sê, inligting begin inwin en in 'n rigting begin dink. Wat dit gevaarlik maak as 'n dokter klaar besluit het wat jy moet keer as jy instap en nie verdere ondersoek doen nie. Ons doen baie beter wanneer ons bewus is van ons vooroordele in 'n bepaalde situasie. Want alle teorieë en modelle is onvolledig en voorlopig. Die beste psigiater in die wêreld se teorie, wanneer ek hom of haar sou gaan sien, sou voorlopig en onvolledig wees. Ek is altyd meer as wat daardie persoon voor hulle sien sit. As jy die flamboyante onvolledigheid van ons teorieë wil sien, en die wetenskap op sy broeste onwetenskaplikheid wil aanskou, dan vra jy die vraag, wat is 'n gesonde dieet vir die mens? Wat die eenkundige bystaan met alles wie hulle is, gerugsteun deur die nuutste navorsing wat gepubliseer is in hierdie en daardie internasionale vaktydskrif. Van daardie selfde dieet sê die volgende kundige, dis die mees ongesonde en vernietigende dieet wat jy al ooit in jou lewe van gehoor het. Ons modelle van interpretasie is altyd oop vir hersiening. As jy nie bereid is om jou standpunte te heroorweeg nie, is dit nie 'n teken van beginselvastigheid nie, maar van fundamentalisme. Hoor mooi wat ek sê. Ek sê nie daarmee jy moet elke dag 'n nuwe teorie en 'n nuwe oortuiging hê nie. Dan is jy, soos my voormalige kollega Dominee Rolf Koortse altyd gesê het, soos 'n mak geklapte kiewietjie. Jy het nie idee waarheen jy gaan nie. Dan is jy, soos Paulus waarsku, soos 'n brander wat heen en weer gewaai word met geen rigting nie. Aan die ander kant, wanneer jy so oortuig is van jou eie standpunte dat jy blind is vir die getuienis wat dit weerspreek, is dit fundamentalisties. So, deur ons teorieë en ons modelle te toets, kan die betroubaarheid daarvan versterk of verswak word. In transaksionele analise het ek geleer dat elke mens van die oomblik dat ons gebore word, vir die res van ons lewe bly vra, wat maak iemand soos ek in 'n wêreld soos hierdie met mense soos julle? Hoe is iemand soos ek? Hoe is hierdie wêreld? Hoe is iemand soos jy? Interpretasie, 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 van dag 1 af tot die einde toe. So om te interpreteer beteken dat ons die situasie waarin ons is, die gesprek waarin ons bevind, of die persoon wat oorkant my sit, ook myself, my eie emosies en reaksies, interpreteer. Wat kyk ek mis? Wat sien ek raak? Hoe sou ek dit ervaar het as ek in hulle skoene was? Watter inligting kort ek hier voordat ek 'n finale besluit neem? Vriende van ons se seentjie was 'n besige ouetjie en sy pa het baie keer vir hom gesê, stadig Boeta, stadig. En op 'n dag doen hy iets verkeerd en sy pa neem 'n dreigende houding in. En net toe hom so bymekaar maak, sê sy seentjie vir hom, stadig pappa, stadig. Wanneer ons praat oor 'n konflikhanteringsmodel, dan is dit so belangrik hier. Stadig. Neem waar. Dink na. Kry al die inligting reg. En interpreteer dan om die situasie na waarde te beoordeel. Kom ons vra die Here om ons hiermee te help en ons gebed is gebaseer op Galasiërs 5 vers 22 tot 6 vers 1. Hemelse Vader, ons bid dat U ons sal vul met U Heilige Gees, dat ons die vrug van die Gees in ons lewens sal bly beoefen.
om waarlik lief te hê, om blydskap te ervaar, vrede te ervaar en vrede te maak, om geduldig te wees, vriendelik te bly, om goedheid na te streef, getrou te wees, sagmoedig en met selfbeheersing op te tree. Ons bid omdat ons aan Christus Jesus behoort en ons kruisig al ons hartstogte en begeertes wat nie in pas is met u gees nie. Help my om nie verwaand te wees nie, ander uit te tart of jaloers te wees nie, maar help ons, om in 'n gees van sagmoedigheid ander reg te help. Deurgrond ons, o Heer, dat ons ook onsself ondersoek en ons hart voortdurend tot u bekeer. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde dag verder.